jy dit glo? Goeiedag en welkom. Dit is donderdag en op ons kalender waarop ons hierdie week werk is dit die 14de Nisan. Daardie donderdag. Wat het daardie donderdag gebeur? Nou, ons werk op die Hebreëse kalender, maar tog op ons dag. Om middernag, as ons onthou gister met die laaste wat ons afgesluit het, Jesus, hulle en die disippels, die 3 disippels wat moes waak, hulle het gaan bid en hulle het nie gewaak nie, hulle het in slaap geraak. Dan net na middernag, dan daag Judas met 'n afdeling soldate wat deur die godsdienstige leiers voorsien was, by die tuin Getsemane op. En daar kom dit nou. As 'n uitkenteken, Judas kom verdien sy 30 sikkel silwer. 'n Uitkenteken wie in hegtenis geneem moet word, gee Judas vir Jesus 'n kus, 'n soen. Daarso. En daarso, kyk hier, so sien hulle almal sulke helmetjies op hulle koppe en stokke. 'n Afdeling soldate. Nou 'n afdeling soldate, 'n subafdeling was 600 soldate. 'n Afdeling soldate is hier by 1000 soldate. So hulle kom 1000 om een man te arresteer. Dit staan in Matteus 26 vers 45 tot 49, Markus hoofstuk 14 vers 41 tot 45, Lukas 22 vers 47 en 48 en Johannes 18 vers 1 tot 3. Dan gebeur daar iets wow. Jesus vra vir hulle na wie hulle soek. Johannes 18 vers 4. Nou wat volgende gebeur, word die meeste van die tyd deur die mens misgekyk. En dit is so jammer dat ons dit oor die jare miskyk. Want dit is een van die vele bewyse dat Jesus God was, of God is. God wat 'n vlees geword het. Want die wagte, wat gebeur daar? Jesus vra, wie soek julle? Die wagte sê, Jesus die Nasarener. Dan antwoord Jesus hulle sê, en hy sê, dit is ek. Dit is ek. Nou in die oorspronklike teks sê hy nie, dit is ek nie, dan in die oorspronklike teks sê hy, ek is. Ek is Jesus. En ek is die naam wat God homself aan Moses mee geopenbaar het in Eksodus 3 vers 13 en 14. Toe hy gesê het, vir aan wie moet ek sê van die volk, wie is u? Toe het hy gesê, ek is. Jesus gee vir homself dieselfde naam. En daar is soveel krag in sy naam, dat toe hy sê ek is, het die volgende gebeur. Hulle het agter uitgesteier en neergeval, daar lê hulle op hulle rugte, toe hy sê ek is. Jesus het 'n tweede keer gevra wie hulle soek en hulle het die tweede keer gesê Jesus die Nasarener, waarop Jesus geantwoord het hy en ook weer gesê het ek is.
En toe sê Jesus, as julle my dan soek, laat hierdie manne weggaan, want julle soek vir my. Johannes 18 vers 4 tot 8. Nou, onmiddellik nadat Jesus in hegtenis geneem word, trek Petrus sy swaard uit en hy kap een van die wagte se oor af. Die wag met die naam van, daar so kap hom, kan jy sien, hy kap hom af, tjoep, daar is sy oor, daai een hou sy oor vas. Daar die wag, weet ons wie hy is, die Bybel maak melding van hom, sy naam was Malchus, en Jesus bestraf Petrus en hy heg die wag se oor weer terug aan sy kop. Wow, hulle wat hom kom arresteer. En Jesus doen nog steeds 'n goeie daad. Hy genees hom nog steeds. Dit staan in Matteus 26 vers 50 tot 55, Markus 14 vers 46 tot 49, Lukas 22 vers 49 tot 53, Johannes 18 vers 10 tot 12. Die 11 disippels verlaat Jesus en vlug die nag in verskillende rigtings, elkeen op sy eie, net soos wat Jesus 'n paar uur vroeër vir hulle aan tafel gesê het. Onthou jy, daar het Jesus dit ook gesê, en dit word bevestig in Sagarias 13 vers 7, Matteus 26 vers 56, Markus 14 vers 50. Jesus word dan geneem na die huis van Annas. Nou, Annas, wie is hy? Annas was die skoonpa van die hoëpriester Kajafas. En Jesus word geneem na die huis van Annas. Dis eintlik die paleis van Annas. Matteus 26, 7 vers 54, Markus 14 vers 53, Lukas 22 vers 54, Johannes 18 vers 13 en 14. Almal het gevlug in verskillende rigtings in, maar Petrus het so in die stilte en bang, hy wil nie gesien word nie, daarso Petrus het so in die donker en tussen die skare in die agtergrond het hy Jesus gevolg tot by die binneplaas van die hoëpriester se paleis, waar hy by die deur bly en hy bly daar staan. Hy wil nie nader gaan nie. Matteus 26 vers 58, Markus 14 vers 54, Lukas 22 vers 54 en Johannes 18 vers 15 en 16 en vers 18. Wat gebeur dan? Annas, hy ondervra Jesus. So Annas met sy hoëpriesterpakkie aan, hy ondervra Jesus waarop oor sy leringe. En Jesus antwoord hom dat hy openlik in die publiek en in die sinagoge gepraat het. Hy het nêrens ondergronds gaan praat nie. Een van die wagte hou nie van wat Jesus antwoord nie en klap hom in die gesig. Dan word Jesus na die hoëpriester gestuur vir ondervraging, na Kajafas toe. Dit staan in Johannes 18 vers 19 tot 24. Dit is omtrent 2 uur in die oggend. En dan 2 uur in die oggend, dan gebeur dit. Daarso is die hoëpriester en Kajafas en
hy ondervra Jesus, hy en die Sanhedrin, dit is die Joodse raad. Almal is wakker, almal het 'n beplan en hulle is vasberade om Jesus in hegtenis te neem. En hy vra ook vir Jesus uit oor sy leringe. Maar hier antwoord Jesus hom nie eers nie. Jesus antwoord hom net mooi niks. Wanneer Jesus egter sê dat hy die seun van God is en dat hulle hom op die wolke sal sien kom, as ook dat hy aan die regterhand van hulle hom aan die regterhand van God sal sien, dan word hierdie Caiaphas raak hy mal van sy kop af. Hoe kan iemand so iets sê? En dan doen hy dit. Hy skeer sy klere oor Jesus se laster. Hy skeer sy klere. En dan Caiaphas, die hoëpriester, vra die raad vir 'n oordeel, waarop die raad as een man bepaal dat Jesus die doodstraf verdien vir sy lastering. Matteus 26 vers 59 tot 68, Markus 14 vers 55 tot 65, Lukas 22 vers 63 tot 65. Intussen Petrus het daar so mos buite bly staan en nie ingekom in die binneplein nie, hy het daar by die deur gebly staan. Maar dan verloon Petrus vir Jesus 3 maal en verklaar met 'n eed dat hy Jesus nie ken nie. En dan gebeur dit. Jesus se woorde word waar. Hy het gesê, jy sal my 3 maal verloon. En daar kraai die haantjie, toe hy die 3de keer hom verloon. Daarso kan jy sien, is die binneplein, hy's net buite die binneplein. Hier, kyk, daar's hulle, daar's stokke, daar's die soldate, en Jesus is dan nou daar binne. En hy staan net buite dit, en hy verloon Jesus. Jy kan lees oor die verloning in Matteus 26 vers 69 tot 75, Markus hoofstuk 14 66 tot 72, Lukas 22 56 tot 62 en in Johannes 18 vers 17 25 tot 27. En daar met Jesus se verloning deur Petrus, daar eindig ons met donderdag. As ons weer begin na 2 uur die oggend, môre, dan is dit die volgende dag, dan is dit Goeie Vrydag, die 15de Nisan. So, net 'n herinnering, môre oggend se uitsending is om 10 uur. Nie môre middag eers nie. En ons gaan ook die nagmaal vier saam met die gebeure van die Goeie Vrydag. En miskien sê die Here nog ietsie saam met dit ook, saam met die nagmaal. So tot môre dan, Goeie Vrydag. Goeie Vrydag vir ons, ja, dis hartseer vir die hele wêreld, om te dink die wêreld het God verloon, verstoot, planne gemaak om hom dood te maak. Here, dit is goed so, want anderster was ek nie gered vandag nie, was daar nie 'n kans vir my om gered te word nie. Dankie Here, dat met u dood daar die voorhangsel in 2 geskeur het, u dit oopgemaak, toegang vir my, nie Jood nie, om
deel te word van u bloedlyn, die bloed van Jesus. Dankie Here, ons is opgewonde, dit is, hoe sê mens, wat sal ek in Afrikaans sê? Indeed, 'n goeie Vrydag. Maar jy weet wat ek sê. Okay, dan sal ons môre kom sien en dit saam beleef. Here, waar staan ons in hierdie skare? Waar het ons gestaan? Het ons ook daar tussen hulle gestaan? Wat was ons reaksie? Het ons soos die vrouens geween? Het ons weggekruip? Het ons weggevlug? Maar ons wil werklik môre, dit is 'n goeie Vrydag beleef. Tot môre dan, die Here se seën. Yerechocheta Adonai dishmarecha. Yair Adonai pawanilecha wechochonechta. Yesa Adonai pawanilecha weasemlecha. Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here is sy aangesig na jou toe draai elke liewe dag van jou lewe en jou vat na hom toe trek, jou ophef bo hierdie omstandighede van hierdie wêreld en aan jou vrede, die vrede van die Here gee. Amen. Tot môre. Die Here se seën. Dan sê prys die Here.